Die tema vir ons Paasangdiens hierdie jaar is die klippe sal uitroep, Jubilate Deo. Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here, want hy het magtige dade gedoen. Deur sy krag en goddelike mag het hy oorwin. Die Here het sy oorwinning bekend gemaak, aan die nasies het hy sy reddingsdade geopenbaar. Juig tot eer van die Here almal op aarde, wees vrolik, juig en sing. Sing tot eer van die Here met begeleiding van die lier, speel op die lier en sing. Blaas die trompet en die ramshoring, jubel tot eer van die Here, die koning. Broers en susters, ek gaan die fotum en seëngroet uitspreek, maar u sal oplet by die seëngroet, gaan ons dit responsories doen.
Dit beteken ek sê 'n reël en waar G staan, wat ook donker gedruk is, antwoord u as gemeente, telkens is daar dan 3 keer waar u antwoord by die seëngroet. Loof die Here, bring hom dank en ere, loof hom, die Heer. Genade en vrede van God ons Vader, genade en vrede van Christus wat uit die dood opgewek is, genade en vrede van die Heilige Gees, ons Here en Here Vader. Amen. Juichende volgelinge, Lukas 19 vers 37 tot 40. Toe hy naby die stad kom, teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juichende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God
in die hoogste hemel. 'n Paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus: "Meneer, maak stil u volgelinge." Maar hy antwoord: "Ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep." Kinders en suigelinge besing sy lof, Matteus 21 vers 12 tot 17. Jesus het tempel toe gegaan en al die mense wat op die tempelplein koop en verkoop daar uitgejaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi en vir hulle gesê: "Daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed wees, maar julle maak dit 'n rowersnes." Blindes en krepeles het daar in die tempel na hom toe gekom en hy het hulle gesond gemaak. Maar toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes die wonderlike dinge sien wat hy doen, en ook die kinders wat in die tempel aanhou uitroep: "Prys die seun van Dawid," was hulle verontwaardig. Hulle sê toe vir hom: "Hoor jy wat sê hulle daar?" "Ja," antwoord Jesus, "het julle nooit gelees nie, u het daarvoor gesorg dat kinders en suigelinge u lof sing." Toe het hy hulle verlaat en uit die stad uitgegaan na Betanië toe, waar hy die nag gebly het. Die verlosse prys,
Die krag van lofsang, Handelinge 16 vers 22 tot 34. Die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle laat afskeur en beveel dat hulle lyfstraf moet kry. Nadat hulle baie geslaan is hulle in die tronk gegooi en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondament van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeye het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenes het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskreeu, moenie jouself doodmaak nie, ons is nog almal hier. Toe het die bewaarder 'n lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitekant toe gevat en gevra, menere, wat moet ek doen om gered te word? Hulle antwoord hom, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Hulle het toe die woord van die Here aan hom en aan al die mense in sy huis verkondig. Op daardie uur van die nag het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop. Toe bring hy hulle na sy huis toe en sit vir hulle 'n ete voor. Hy en sy hele huisgesin was vol blydskap, omdat hulle nou in God geglo het. Geliefdes, kom ons bid nou saam. Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan U kom al die eer toe, vir die grootse wonderdade wat U verrig het. Ja, U is nie net die skepper en onderhouer van lewe nie, U is ook die een wat in Jesus Christus aan ons die nuwe lewe geskenk het. Redding, verlossing. Daarom kan ons nie anders nie, o Here, as om nederig voor U te buig, as om U lof te besing tot in elke uithoek van hierdie planeet. Ons loof en prys en aanbid U, omdat U so goed is vir ons. Onverdiend. Ja, onverdiend ontvang ons U genade. Ontvang ons vergifnis vir ons sonde.
en ontvang ons ook die ewige lewe. Ons dank U dat ons in hierdie Paastyd hierdie groot waarheid kan oordink. Ons dank U vir die voorreg om Goeie Vrydag en Opstanding Sondag te kon herdenk. Maar laat dit, o Here, nie net daar bly nie. Laat ons elke dag, ook in hierdie opstandingstyd, diep bewus wees van U reddende goedheid. Dat ons op grond van Christus se verdienste U kinders geword het. En help ons, o Heer, om ons lewe in dankbaarheid daarvolgens in te rig. Daarom is ons bede vanmôre dat U ons lofsange sal aanhoor. Ja, dat die lof op ons lippe vir U aanneemlik sal wees. Wees nou hier by ons teenwoordig deur U Gees, rig en lei ons gedagtes en maak dit in ons harte stil. Ons bid dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Die klippe sal uitroep, Jubilate Deo. Om die Here te loof, geliefdes, is die gepaste reaksie van gelowiges op die redding wat ons onverdiend in Jesus Christus ontvang. Die kruis en opstandingsgebeure van Christus staan in die sentrum van ons geloof. Die opwekking van Christus uit die dood is die belangrikste rede waarom die kerk tot eer van die Here sing. Daarom is dit wesenlik dat ons ook hier in die opstandingstyd ons dankbaarheid teenoor God verwoord in lied. Want so antwoord ons in jubelende blydskap en dankbaarheid op die groot dade wat God in en deur ons verlosser gedoen het. Lofprysing is reg deur die Bybel een van die geloofshandelinge waardeur die mens antwoord op God se werke. Dit is 'n sentrale aspek van ons aanbidding en ons verhouding met God. In ons lof staan God sentraal. Dit is God se persoon, God se karakter, God se heilshandelinge wat die onderwerp van ons lofprysing is. Die Bybel leer vir ons op verskeie plekke wat lofprysing behels, by uitstek seker in die Psalmboek. Maar om die Here te loof gaan oor meer as net die psalms. Om die Here te loof is iets wat ons enige tyd van die dag of nag kan doen. Dit is ook iets wat ons op enige plek en in alle omstandighede behoort te doen. Inteendeel, ons hele lewe behoort 'n lofoffer aan God te wees. Want dit is Hy wat vir ons lewe en vergifnis en redding gee. Maar tog is dit so teen die mens se natuur om die eer vir dit wat ons het nie aan onsself te gee nie. Die sonde toestand wat oor ons geheers het, lei daartoe dat ons in ons selfsug eerder al die eer en erkenning vir onsself wil opeis. Om dus die lof en eer aan God te bring, eis 'n ingesteldheid van totale afhanklikheid van God. Dit eis die erkenning dat Hy die Here oor ons lewe is. Dit eis selfverloning en die afsterf
van die eie ek. Ware, opregte lof en aanbidding gaan daarom nie oor 'n oppervlakkige, goedvoel geloof waarin die mens se behoeftes, aandag en aansien sentraal staan nie. Nee, opregte lofprysing gaan daaroor om jouself aan God te onderwerp, om God die middelpunt van jou lof en aanbidding te maak. Nou broers en susters, in die 3 skrifgedeeltes wat ons saam gelees het, staan lofprysing ook sentraal. Tydens Jesus se intog in Jerusalem is daar 'n skare juigende volgelinge wat sy lof besing. Ook wanneer Jesus die tempel reinig, is daar kinders wat sy lof besing. En die apostels Paulus en Silas sing tot lof van God in die tronk en verkondig so die evangelie van die gekruisigde en opgewekte Christus. Maar dit is nie net lof wat hierdie 3 vertellings in gemeen het nie. Daar is egter ook 'n groter, donkerder motief teenwoordig. Die poging deur die magte van die dag om die volgelinge van Jesus stil te maak. In die eerste gedeelte wat ons gelees het, is Jesus besig om die stad Jerusalem in te gaan op 'n donkie. Dit was Paasfees en talle pelgrims het na Jerusalem gegaan om daar die Pasga of Paasfees te vier. En hierdie pelgrims is dikwels begroet met uitroepe van blydskap en vreugde. Maar dit wat die skare uitroep wanneer Jesus daar aankom, getuig daarvan dat die skare iets groter in Jesus herken. Die juigende skare noem Jesus die koning wat in die naam van die Here kom. Toe die Fariseërs dit hoor, beveel hulle Jesus om sy volgelinge stil te maak. Volgens hulle was sulke uitsprake godslasterlik, onaanvaarbaar. Die Fariseërs, as verteenwoordigend van die godsdienstige mag van daardie tyd, probeer om die wat getuig van wie Jesus is, stil te maak. Hulle wil die lof aan die Messias uitdoof. Maar Jesus antwoord die Fariseërs egter, al sou hulle stil bly, sal die klippe van die tempel dit steeds uitroep. Ja, die koms van die redder kan nie stilgemaak word nie. Kort daarna poog die priesterhoofde en skrifgeleerdes weer om die lofsang aan Jesus stil te maak. Wanneer Jesus die tempel reinig, is dit hierdie keer kinders en suigelinge wat sy lof besing, wat uitroep, prys die seun van Dawid. Ook hulle herken Jesus as die beloofde verlosser. Maar weer daag die tempelmagte vir Jesus uit. Hulle moet stil bly. Maar weer kom dit op dieselfde neer. God beskaam die magtiges deur die lofsange van kinders. Die magte van sy tyd het geglo dat hulle die lofsang van juigende volgelinge stil gemaak het, toe Jesus uiteindelik aan die kruis sterf. Maar ook daarin is hulle beskaam, want die Sondagmôre is hulle verkeerd bewys. Christus is uit die dood opgewek. Dit het die weggerolde klip voor sy graf uitgeroep. Jubilate Deo, loof God. Ja, die lofsange van Christus se volgelinge het voortgeduur, selfs en veral na sy hemelvaart. Die Paasevangelie is verkondig, duisende het tot geloof gekom en die kerk het gegroei. En selfs al het die aanslag van die wêreldse magte voortgeduur, selfs al is Christus se apostels in die tronk gegooi en het soveel
deur die eeue gelowiges se monde probeer snoer, het die krag van lofsang keer op keer die stilte gebreek en die klipmure van tronke laat uitroep in lof aan God. En daarom, geliefde broers en susters, bars ons ook weer vanmôre uit in lofsang en aanbidding. Ons antwoord uit dankbaarheid deur God te loof en prys, vir sy goedheid en sorg, vir sy genade en redding aan ons bewys in Jesus Christus. Saam met die juigende skare en suigelinge weier ons om stil gemaak te word deur die magte van ons tyd en wêreld. Ons sal saam met die klippe uitskreeu, Jubilate Deo, wees bly in die Here, loof God, halleluja, amen. Broers en susters, nou dat ons in die prediking opnuut verseker is van God se genade en opgeroep is tot geloof, en omdat die woord van God ons ook leer dat ons uit genade deur geloof gered word, laat ons, terwyl ons net so bly sit, ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eensgebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, ons het nou ons geloof bely. Kom ons gaan leef nou ook uit dankbaarheid hierdie geloof uit in die wêreld daar buite.
Kom ons luister aandagtig uit Kolossense 3, vers 12 tot 17, hoe ons dit moet doen. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Oor dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Kom ons dank nou saam, geliefdes. Ons dank U, o Heer van harte, dat U in Jesus Christus ons nie in ons sondetoestand aangesien het nie, maar ons verlos het tot die ewige lewe. Ons dank U dat ons vanoggend die voorreg gehad het om U lof te besing. Ja, juis omdat U wonderdade, U heilshandelinge so groot en onbegryplik is. Ons dank en loof U dat ons deel kan wees van U kerk, dat ons ook hier geroepenis is om U lof te verkondig, om die goeie nuus van redding en lewe al hoe verder uit te dra. Wil U ons lei, o Here, dat ons hele lewe 'n lofoffer aan U sal wees, dat ons U lof opreg sal besing in alles wat ons dink en sê en doen, oral waar ons leef en beweeg. Ons wil hierdie paasangdiens, hierdie lofsangdiens ook afsluit tot U eer, deur U te lofsing, omdat U vir ons goed is, ver bo ons begrip. Ja, o Here, staan ons by, lei ons om in lof te lewe en laat ons hele lewe 'n antwoord wees op U goedheid. Halleluja. Amen.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees. Amen.